Nou, soos ons net nou gesê het, is soos in hierdie week hier in Lukas 8 vers 22 tot 56 by 3 van Jesus se wonderwerke. En waaroor gaan hierdie wonderwerke? Wel, die eerste, of hierdie 3 wonderwerke, in hierdie 3 wonderwerke wys Jesus vir ons 3 baie belangrike waarhede oor hom as die koning van die koninkryk en oor die aard van die koninkryk. Ons sien hierdie 3 waarhede hierso in 'n vervloekte wêreld met 'n vyhandige natuur bring Jesus die koninkryk van vrede en harmonie. Tweedens, in 'n wêreld onder die mag van die bose oorwin Jesus en bring hy die koninkryk van ware vryheid. Derdens, in 'n wêreld vol siekte, eensaamheid, dood bring Jesus die koninkryk van ware lewe. Nou kom ons gaan 'n bietjie dieper hierop in. Heel eerste, in 'n wêreld met 'n vyhandige natuur bring Jesus die koninkryk van vrede en harmonie. En nou wys Jesus hierdie waarheid vir ons, hierdie wonderlike waarheid wys hy vir ons in Lukas 8 vers 22 tot 25. In vers 22 kry ons die konteks. Ons het eintlik net al so 'n bietjie daarby stilgestaan. Vers 22 sê, en op een van daardie dae, daai verstaan ons nou al, het Jesus en sy disippels in 'n skuit gegaan en hy het vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant van die see. En hulle het weggevaar. So daar is die konteks van hierdie wonderwerk. Dan dadelik, na 'n ruk, is daar 'n krisis. En dis in vers 23. En terwyl hulle seil raak, Jesus aan die slaap, toe kom daar 'n stormwind op die see af, en die skuit het begin vol word, natuurlik as gevolg van golwe nou, en hulle was in gevaar, in lewensgevaar. Nou wat ons hier moet raak sien is, dink nou jou terug in 'n situasie van Genesis 1 en Genesis 2. Die goeie skepping van God, God se koninkryk in die begin. Daar was nie 'n see en 'n stormwind wat mense bedreig het nie. Ja, aan die einde van die 6de dag sê God in Genesis 1 van vers 31, en dit was baie goed. Daar was absolute harmonie tussen die mens en die skepping rondom hom. Dit is die koninkryk in die begin. Dis hoe God het gemaak het. Daar was harmonie, daar was vrede, daar was orde in die skepping. Daar was nie 'n vyhandige natuur wat die mens bedreig nie. Maar hier in vers 23 is dit heeltemal anders. Hier is 'n stormwind en golwe wat mense se lewens bedreig. Dis die krisis wat ons hier moet raak sien. Nou, binne in hierdie situasie, gaan die disippels toe na Jesus. Hulle maak hom wakker, meester, ons vergaan, sê hulle vir Jesus, dis in vers 24. En dan staan daar, Jesus staan toe op en bestraf die wind en die watergolwe, en hulle het bedaar en daar het stilte gekom. Wonderlik. In vers 25 vra die disippels, wie is hy toe, dat hy selfs die winde en die waters gebied en hulle hom gehoorsaam is? Nou die antwoord is, Jesus wys vir ons hier, ek is nie maar net Jesus van Nasaret nie. Ek is ook God. Ek is tegelykertyd God in Jesus van Nasaret. Ek is daardie een oor wie die profeet Jesaja gesê het in Jesaja 7 vers 14, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en julle met hom, en hy sal Immanuel genoem word. Dit is, as dit vertaal word, God met ons, op daardie bootjie, op daardie stormsee, rustig aan die slaap binne in hierdie geweldige gemors wat na die sondeval ontstaan het van harmonie, vrede en orde wat verdwyn het, is hier God by ons. God by ons. En 'n mens sien dit as 'n mens nou in skrif met skrif vergelyk ook, Jesus tree hier op as God wat mag het oor die skepping.
In Jesaja, ek gaan vir Psalm 65, ons kyk na 'n paar plekke, ons dit hier raak sien. Psalm 65 sê, versie 8, God is die een wat die gebruis van die see stil maak, die gebruis van hulle golwe en die rumoer van baie volke. Die Here maak dit stil. Dis wat God doen. En hier op die boot is Jesus besig om dit te doen. Ons het in Jesus van Nasaret, nie maar net met Jesus van Nasaret te doen. Ons het hier met God te doen. Kyk 'n bietjie na Psalm 89 vers 10. Wat staan daar? My Bybel sê toe blaai, Psalm 89 vers 10 sê, U heers oor die trotsheid van die see. As sy golwe hulle verhef, bring U hulle tot bedaring. Dit is wat die Here doen. Psalm 107 sê dit ook, ons blaas Bybel soontoe, Psalm 107 vers 28 en 29 sê, toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid, en uit hulle angste het hy hulle uitgelei. Hy het die storm 'n gesuis gemaak, en hulle golwe het stil geword. Dit is die Here, die een wat ons hier op hierdie boot, op hierdie vissersboot, op die meer van Galilea ontmoet, wat golwe beveel en hulle word stil, is niemand anders nie as God. Dit is die Jesus van Nasaret is. Hy is God. Maar nou belangrik, wat ons hier moet raak sien, hy is nie maar net besig om 'n storm hier stil te maak nie. Nee, hy is die hele tyd besig van Lukas 4 vers 14 af, is hy besig om die koninkryk van God te verkondig, en hy is besig om te verduidelik dat hy die koning is wat hierdie koninkryk bring. En wat hou hierdie koninkryk in? Wel, in hierdie wonderwerk wys hy, ek bring weer vrede en harmonie binne in die skepping terug. Die sondeval het veroorsaak dat selfs die natuur om ons vyandig geword het. En ons en die natuur leef nie meer in harmonie nie, maar Jesus bring daardie harmonie terug. Hoor hoe profeteer die profeet Jesaja oor daardie harmonie in hoofstuk 11. Sê hy, wanneer Jesus uiteindelik die koninkryk in al sy volheid bring, dan wy die wolf en die lam saam. En die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Die koei en die bering wy, en hulle kleintjies lê bymekaar, en die leeu eet strooi soos 'n os. En die suigeling speel by die gat van die adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kou van die basilis, en hulle doen mekaar niks. Daar is harmonie. In die koninkryk van God is daar nie meer gevaar binne die skepping wat soos dit na die sondeval gekom het. En Jesus wys, ek is God, wat hierdie harmonie weer gaan terugbring. My koninkryk wat ek bring weer daardie harmonie, vrede en orde terug. Dit is wie Jesus is. Nou is die vraag, wat maak jy met hierdie Jesus? Wat maak jy met hierdie Jesus? Nou in vers 25 van Lukas 8 word ons gekonfronteer met wat maak ons met hierdie Jesus. Toe Jesus nou die storm stil gemaak, toe sê Jesus vir die disippels, waar is julle geloof? Waar was julle vertroue binne in hierdie situasie? Dis wat hy vir hulle hier vra. Ander wat ek vir hulle sê, luister, julle moes in vertroue opgetree. Nou wat in vertroue? Vertroue sien ons is saam met Jesus op sy koninkryk missie. Dit is wat daardie disippels besig is. Nee, hulle is saam met Jesus op sy koninkryk missie. Hulle vaar oor na die land van die Gadareëners nie vir spek en boontjies of net 'n lekker vakansie nie. Nee, Jesus is besig om die koninkryk van God te verkondig en met sy wonderwerke te wys. En die disippels is saam met hom op 'n koninkryk missie. En wat gebeur? Daar's 'n storm. Ons moet dit ook weet. Saam met Jesus op sy koninkryk missie as sy disipelhoek gaan jy storms beleef. Ons gaan moeilike situasies beleef. Dit is nie eenvoudig nie. Op pad na daardie volheid van die koninkryk wat Jesus bring waarin daar harmonie en vrede en orde is, gaan dit baie maal woes gaan, moeilik gaan, gevaarlik gaan. Maar vertroue sien
ons is saam met Jesus. En dan begin ons al meer sien, wie is Jesus? Hy is God en hy is almagtig en sy missie van 'n sukses wees. En dan word ons optrede nie meer beheer deur angs nie, maar deur vertroue op Jesus. Dit is so belangrik vir disippels. Ons lewe nie meer lewens in angs, nou terwyl ons nog in 'n skepping is waar daar krisisse is, waar daar gevare is, waar daar nie harmonie en vrede en orde is nie. Nee, ons leef met vertroue op Jesus en dan kom daar by ons rustigheid, soos by Jesus wat binne 'n storm en slaap. En ons kan saam met hom op weg wees na die suksesvolle einde, wanneer hy die koninkryk in volheid sal bring. So dis die eerste ding wat ons moet leer hier in hierdie wonderwerke wat Jesus doen. So ons gaan nou die volgende 2 punte kyk in ons volgende toerusting sessie.